Goeiemôre vriende. Ek gaan weer 'n deel in die Bybel bespreek wat vir my van uiterste belang is met die verhouding met my God en wat ek reken vir ons almal van kardinale belang behoort te wees. En ek gee nou nie om of jy dink die Ou Testament is tot niet of dit is nog geldig nie. Van my as gelowige is die Ou Testament die fondasie waarop die Bybel gebou is. Maar wanneer ons kyk na die woord, het die Vader in die Ou Testament en in die Nuwe Testament het hy sekere vereistes en hy het sekere dinge wat hy sê relevant tot hierdie ding waaroor ek gaan praat vandag, en dit gaan oor ons eetgewoontes. Nou gaan nie vandag ingaan in die dieper dinge van Levitikus 11 wat geken word as die dietary laws of die eetwette nie. Ek gaan verder as dit gaan. Ek gaan in 'n ding in wat my en jou elke dag affekteer wanneer ons kos koop, wanneer ons eet, elke liewe dag, vir elkeen van ons. Jy sien die Vader sê in verskeie plekke, Eksodus begin hy en hy sê, moenie vermeng met die heidene, die afgodsaanbidders nie. Want as jy met hulle vermeng, gaan jy sonder twyfel een of ander tyd gaan jy kos eet wat geoffer is aan 'n afgod. Ek gaan net nou lees wat sê die Vader in die boek Openbaring, wat geskryf is deur Johannes die apostel, geen twyfel by dit nie, al is daar debatte oor dit. Dieselfde Johannes wat die geliefde apostel was, wat Johannes geskryf het, 1 Johannes, 2 Johannes, 3 Johannes, en Openbaring, en die feit dat hy Openbaring geskryf het op Patmos, word bevestig deur Polycarp, sy disipel, wie se apostel dan, of disipel dan, getuig daarvan, dat dit inderdaad die Johannes is, wat saam met Yeshua of Jesus gewandel het, wat hierdie boek geskryf het. 'n Ongelooflike storie as jy kyk na die parallelle tussen Openbaring en Daniël. Daniël waar hy en sy vriende Shadrach, Meshach en Abednego besluit het om sekere kosse nie te eet nie. Johannes wat hierdie selfde soort goed aanspreek. Die parallelle tussen die dinge wat gebeur in die hemel tydens Daniël se besoek en die parallelle wat gebeur met Johannes in Openbaring, en waar God sy wil te kenne gee en vir ons verduidelik wat kom en wat lê voor ons en wat is die gevolge is van dit wat ons besluit. Jy sien, ons vat die dinge in die lewe baie ligtelik op, want ons is nie meer onder die wet nie, word daar gesê, maar wat dan nou van die wet van die Nuwe Testament? Die wet wat gegee is, hang af van die interpretasie wat jy het, of deur Jesus of deur God homself, en daar's 'n goeie argument vir beide, wie die wet gegee het, of wie Openbaring gegee het. Irrelevant. Wie dit gegee het, is daar sekere vereistes wat uitgestip word. So kom ek lees die eerste gedeelte, dit is in Openbaring 2, kom ons sê die entiteit, het sy dit Jesus is, het sy dit die Vader is, die een wat staan tussen die menorahs, gee sekere briewe oor aan Johannes, aan verskillende gemeentes. En die eerste een is 'n brief aan Efese. En ek gaan nou nie die hele brief lees nie, maar in hierdie brief sê, en ek gaan hom verwys as die Vader, ons God, sê hy, maar dit het jy, dat jy die werke van die Nikolaïte haat, wat ek ook haat. Dis 'n interessante stelling. Jy sien, in realiteit, wanneer ons gaan kyk in die verlede en ons gaan na ou manuskripte toe, dan is daar nie een groep mense of volk of wat na verwys is as die Nikolaïte nie. En daar's baie opinies en baie doktrines relevant tot dit. En ek gaan nou by dit kom van wat my opinie is rakende dit, want dit sluit alles aan by dit wat ons gaan lees hierso. Ek lees in die volgende brief, die brief van Pergamus, skryf Johannes, hy sê, maar ek het enkele dinge teen jou, en dit is die goddelikheid wat aan die woord is, wat praat met hierdie gemeente van Pergamus, waar hy sê, daar's van die dinge wat jy doen, wat ek jou voor lief het. Hy sê, maar ek het enkele dinge teen jou, dat jy daar mense het wat vashou aan die leer van Biliam, wat Balak geleer het, om 'n struikelblok vir die kinders van Israel te werp, naamlik om afgodsoffers te eet.
en te hoereer. Daai is 'n harde aantuiging dat jy afgodsoffers eet. Ek lees die volgende brief wat aan Thyatira is. Weereens waar die Vader sê, en kom ek lees die hele deel van die brief, want dit is baie kort voor hom. Hy sê, en skryf aan die engel van die gemeente van Thyatira, dit sê die Seun van God, wat oë het soos 'n vuurvlam en sy voete is soos blink koper. Ek ken jou werke en liefde en diens en geloof en jou lydsaamheid en jou werke en dat die laaste meer is as die eerste. Maar ek het enkele dinge teen jou, dat jy die vrou Jezebel, wat haarself 'n profetes noem, toelaat om te leer en my diensknegte te verlei om te hoereer en afgodsoffers te eet. Jy sien, in die middel, sentermissies venter, met jou aanbidding en jou lewe met God, jou verhouding met God, is eet. Ek durf dit sê. Gaan bietjie terug na Adam en Eva toe. Wat was die enigste gebod wat hulle nie kon gehoorsaam nie? Moenie eet van die boom nie. En so kry jy elke keer, wanneer die offerhande byvoorbeeld gebring word by die tabernakel en toe later by die tempel, is daar van daardie offers wat die aanbidder kon eet. Die meeste van dit het die priesters geëet en van dit is totaal opgebrand. En hier kry ons, en ons kry later in die Ou Testament, kry ons waar Joshua hulle geval het, wat hulle afgodsoffers geëet het, en elke keer is dit 'n verdoemende getuienis teen hulle. En hier, in die Nuwe Testament, in Openbaring, gee God voorwaardes en hy sê, ek het hierdie teen jou, dat jy afgodsoffers eet. Wat is die relevantie daarvan? In kort, kom ons begin, kom ons gaan nou by die Nikolaïte kom. Die Vader gee vir ons 'n opdrag om nie te eet van afgodsoffers nie. My punt is, ek en jy gaan elke dag gaan ons supermark toe, of ons gaan na kettingwinkel toe, of na Makro toe, of waar ook al ons gaan. En ons gaan koop kos vir ons huis, en dit is deel van die lewe. Die probleem is, sonder dat jy dit meestal besef, word jy gekonfronteer met hierdie vereiste van God van afgodsoffers eet al dan nie. En dit mag dalk vir van julle nuus wees. Daar's 'n interessante ding wat in Suid-Afrika uniek is, wat jy nie byvoorbeeld nie in Amerika kry nie, is dat jy amper nie 'n produk van die rak kan afhaal, 'n eetbare produk, wat nie die Islam halal merk op het nie. Islam se halal merk, en hy word verbloem op soveel verskillende maniere. Jy sien, die realiteit is, wanneer jy gekonfronteer word met daai halal teken, moet jy net daar 'n besluit neem. Is die God van Islam die God wat ons aanbid? Want jy sien, dit bepaal of daardie item wat jy gaan eet, wat jy koop, aan 'n afgod behoort, of aan hom gewy is, en of dit van ons God afkom. Jy hoef nie ver te gaan om te gaan kyk, en ek het 'n hele lys opgestel van hierdie verskillende karaktereienskappe tussen ons God van die Bybel en Allah, en sonder twyfel, dit is nie dieselfde God nie. Maar kyk net na die kern van dit. Ons God sê vir ons, ek is 'n God van liefde. Deel van die Godheid wat ons dien is die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Islam het een, dis Allah. En hulle maniere van aanbid, en elke ding is anderster. Ek gaan nie eers in die diepte ingaan van hulle geloof oor Jesus nie, want daar's 'n groot beweging wat sê, maar at least glo hulle in Jesus. Gaan kyk bietjie, wat sê hulle oor Jesus? Dat Jesus nie Messias is nie, dat hy terugkom, om vir ons te kom sê, ons is verkeerd om hom te sien as Messias, en dat hy dan 'n moord gaan pleeg. Dit is alles so buite dit wat ons geloof vir ons sê. Wat dan by implikasie beteken, dat die God van Islam, Allah, is volgens ons interpretasie van die woord 'n afgod. En God sê vir jou, moenie kos eet wat geoffer is aan 'n afgod nie. Dit bring my dan by dit. Die oorspronklike
deel van die Koran, die eerste gedeelte kan jy sien wanneer jy dit lees en jy kyk na die Ou Testament en die Torah, die eerste 5 boeke veral, sal jy sien dat dit is, daar's baie ooreenkomste met die eerste helfte, met 'n klomp veranderings. Mense, daar is geen twyfel dat ons die ware God dien nie. Maar in hierdie Torah, die eerste 5 boeke van die Bybel, gee God sekere vereistes, hoe jy diere moet slag, en dit het te maak met vleis. Niks met Simba chips en Wilson, wat se chips ook al in, chocolates en daai goed uit te waai nie, vleis. En daai, gegrond op dit, kom die Jode, en hulle sit 'n paref teken op hierdie kositem om te sê, hierdie is geslag volgens die vereistes van God die Vader. Islam gaan verder. Jy kan nie eers sout koop, of peper koop, wat nie die halal merk op het nie. Hier is my probleem met dit. God sê, jy mag niks eet wat geoffer is aan 'n afgod nie. Nou jy kan nou maar debatteer oor dit, en jy kan verskillende hoeke dit benader. Die oomblik is daai teken daarop is daar die item opgedra aan die God Allah. Ek is gelowige, weier om dit te koop, so ongelukkig word ek geforseer om net by een kettingwinkel te koop, en ek gaan hom nie adverteer nie, en by uitverkore of uitgesoekte slagplekke, wat deur vriende wat ek ken besit word, om seker te maak dat ek nie hierdie gebooie van God om nie afgodskosse te eet nie. Dit is 'n probleem. Want as jy gaan Google search, sal jy sien dat die persentasie van bevolking in Suid-Afrika, van islamiete, van moslems, is tussen 1.5 en 2.5%. Dan is die vraag wat ek vra as gelowige, hoekom dan moet ek met dit wat ek van die rak af koop, word ek geforseer deur die vervaardigers in die kettingwinkels van Suid-Afrika om te help finansier aan 'n geloof wat ek niks mee te doen het nie. Ek het nie 'n probleem dat hy sy geloof praktiseer nie. Ek het nie 'n probleem dat hy eet wat hy wil eet nie. Maar hoekom laat jy my hel betaal aan 'n belasting, want dit is niks anders as dit nie. Daar word 'n fooi gehef deur die Islam aan die vervaardigers om daai tekentjie op te hê, en daar word bidkamers binne in slagpale gesit waar tydens hulle die vleis opdra wat geslag word aan Allah. Hoekom moet ek ook help finansier aan 'n geloof van mense wat 1.5 tot 2.5% van ons bevolking is, en dit teenstrydig met die wil wat my Bybel vir my sê? Ek het 'n probleem met dit, dat ek nie die keuse gegee word nie, dat dit so versteek word op baie van die produkte, dat jy bitter mooi moet kyk. Dis na jare van hierdie padloop wat ek partykeer die goed net raak sien. Mense, kom ons gaan terug na die Nikolaïten, soos die Engelse Bybel dit noem, die Nikolaïte. Nêrens in die geskiedenisboeke was daar 'n volk of 'n nasie of 'n groep opgeteken wat die Nikolaïte is nie. Nêrens nie. Jy sien, en daar's baie doktrines en baie opinies en baie allegorie oor wie hulle mag wees. Ek verkies om terug te gaan na die taal en kultuur van die oorspronklike skrywer van die boek Openbaring, Johannes, wat 'n Jood was, wat se taal Hebreëus was. En in Hebreëus kry jy 'n woord, en interessant genoeg, die woord is nogal. Gaan kyk dit gerus. Nogal beteken ons sal eet. Hier koppel God die eetgewoontes van die mens ook op die praktyk van die Nikolaïte. Interessant dat die twee in dieselfde konteks genoem word. Nogal, ons sal eet, asof in rebellie, ek sal eet wat ek wil. Dit roep vir my baie vrae op oor wat die eintlike betekenis is in 10-1. Eendag wanneer die Messias kom, sal ons seker eers antwoorde kry op dit. Maar die narratief wat ek lees in hierdie boek, vertel vir my die storie en sê dit vir my. Ek het 'n probleem persoonlik met halal. Ek het 'n probleem dat ons mense selfs
Christenmaatskappye en ons Joodse broers en susters die vrymoedigheid het om Islam se tekens op ons kos te sit en ons dan onwetend te forceer om 'n belasting te betaal wat my God vir my sê is 'n afgodsoffer. Ek en jy het die keuse of ons gehoorsaam gaan wees al dan nie. Ek koop niks. Ek spandeer nie my geld waarvoor ek hard werk op enige item wat die halal teken op het nie. Onder geen omstandighede nie. So daar buite, ek maak nie hierdie video om oproer te veroorsaak of wat nie, maar ek wil julle attent maak dat ons God het sekere vereistes waaraan ons gehoorsaam moet wees ten einde 'n goeie verhouding met hom te hê. En een van hulle, voel ek, word op ons afgedwing wat teenstrydig is met dit wat die woord sê. Nou ja, mag julle 'n geseënde middag hê. Ek sê vir julle shalom.